hoe wonderlik is dit nie om op 'n Kersoggend die Here se naam groot te maak en te sing van die herders en te sing van Jesus wat gebore is en as gevolg van die prys wat hy op die kruis betaal het, die naam wat bo elke naam is. Dit is so voorreg en dit is my so lekker om elkeen van julle hier te sien en ek is bly dat julle vandag die tyd uitgekoop het om net eers tyd te spandeer in die kerk en tyd te spandeer in die woord, want dit is waar dit gaan. Dit is lekker om geskenke uit te deel, dit is lekker om saam met familie te kuier en lekker te eet en dit is lekker om liggies op te hang en fees te vier. Maar ek wil vandag vir 'n oomblik net stil staan oor die een waaroor dit gaan. Die een waaroor dit gaan en die waaroor Kersfees nou eintlik gaan. So, ek dink Pierre het nou al klaar dit genoem, maar ek wil 'n bietjie vir julle vra, waar gaan Kersfees? Miskien vir die kinders, Simonay? Oor Jesus se geboorte, ons grootste geskenk en daarom gee ons geskenke vir mekaar om te wys ons is lief vir mekaar en ons is dankbaar. Enigiemand anders? Waar gaan Kersfees vir jou? So as jy sê dit gaan oor geskenke. So Kersfees gaan oor Jesus se geboorte. En dit is, soos ek sê, lekker om fees te vier en saam tyd te spandeer en ek persoonlik hou baie daarvan om liggies op te hang met Kersfees. Dit is vir my so mooi al die liggies wat so skyn. Maar dit laat my dink aan Jesus wat die lig van die wêreld is en ons wat in Christus ook die lig van die wêreld is. En soos wat ons die geskenke uitdeel, dink ons aan Jesus en aan die grootste geskenk. Maar as Jesus gebore geword het en dit het daar gestop, het ons rede gehad om fees te vier. Hoekom is Jesus gebore? En ek gaan vandag stil staan en ek gaan kyk na Jesus en ons gaan kyk na die geboorte van Jesus en die lewe van Jesus en die belofte. Een belofte wat ek glo die Heilige Gees vandag vas wil maak in julle harte op hierdie Kerstyd en soos wat ons 2026 ingaan. Ek gaan lees uit Matteus 1 vers 18 tot 23 en ek lees uit die 33 vertaling. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgenem om in die geheim van haar te skei. So hierdie Josef, hulle was verloof en hierdie Maria is swanger en Josef weet, hy is nie die pa nie. So natuurlik was sy ontrou en hy wil van haar skei omdat sy ontrou was. Maar hy is regverdig, hy wil hom nie verneder nie en hy beplan om nou in die geheim vir Maria te los, want hy wil nie meer met haar trou nie, want sy is verwag 'n baba. Vers 20, maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, moenie bevrees wees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar. En hulle sal hom Immanuel noem en dit is, as dit vertaal word, God met ons. Hierdie profeet waarna Matteus verwys is profeet Jesaja. En Jesaja in Jesaja 7 vers 14 maak hy 'n profesie wat sê, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. God met ons. En soos wat ek voorberei vir die Kerspreek, ervaar ek net God met ons, Immanuel. En Jesus het mens geword. Hy's gebore, hy was 'n babatjie, hy was mens hier op aarde en in die proses wat Jesus gebore geword het, die dag wat ons vandag herdenk. En soos Pierre ook gesê, dit maak nie saak of dit nou nie presies die 25 Desember is nie. Wat saak maak, is daar 'n dag in ons kalender wat ons eenkant sit en wat ons tyd vat om te dink aan die geboorte van Jesus en dit te vier saam met familie en vriende. En hierdie Jesus is gebore en met Jesus se geboorte is hierdie profesie vervul van die Messias. En die woord Immanuel wat beteken God met ons is vervul. Want Jesus wat God was, wat volkome God was, het aarde toe gekom en hy het soos 'n mens onder ons gewoon en hy was God met ons hier op aarde gewees vir die tydperk wat hy op aarde geleef het.
Hy was volkome mens, maar hy was ook volkome God gewees, soos wat ons lees in Johannes. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Jesus se geboorte herinner ons daaraan dat Jesus was vir 'n tydperk 'n mens soos ek en jy. Hy was hier op aarde, hy het die pad gestap soos ek en jy. Hy het honger geraak, hy het hartseer geraak, hy het moeg geraak, hy het bly geraak. Hy het alles ervaar wat ek en jy ooit kan ervaar en meer. Sodat jy met vrymoedigheid na hom toe kan gaan en kan weet, maar hy weet waardeur jy gaan. Hy was volkome mens. Hy was ongeveer 33 jaar oud toe hy oorlede is. Hy was ongeveer 30 jaar op aarde. Sy pa was 'n skrynwerker gewees. So Jesus, die seun het maar natuurlik gewoonlik die pa se beroep maar aangeneem. Jesus het ook betrokke geraak van jongs af saam met sy pa wat het hy skrynwerk gedoen. En op 30-jarige ouderdom min of meer het hy begin met sy bediening. En in daai 3 jaar wat hy sy bediening gehad het hy ons ken sy verhaal in al die evangelies. Hy het wonderwerke gedoen, hy het die woord verkondig. Hy het baie mense baie ongelukkig en kwaad gemaak in die proses, want nie almal hou van die waarheid nie. En toe is hy gekruisig. En dit help nie ons herdenk Kersfees en die geboorte van Jesus as ons nie herdenk dat hy gesterf het nie. En as ons nie herdenk dat Jesus Christus opgestaan het nie. Want as dit nie vir dit was nie, was Kersfees maar net nog 'n dag. En daaroor vier ons fees. Hierdie babakind, hierdie onskuldige Jesus, wat sondeloos was, enigste mens op aarde wat nie sonde gepleeg het nie, het aan 'n kruis gesterf, 'n dood bestem vir sondaars, sodat ek en jy 'n weg kan hê na die Vader toe. Filippense 2 vers 6 tot 8 sê, hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word, en in gedaante gevind as 'n mens, en hy het onsself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Jesus Christus, soos wat Peer gesê het nie gekom vir homself nie. Hy het gekom om te sterf. Hy is gebore met die wete dat hy gaan moet sterf vir my en jou sondes. Maar wat was die resultaat van sy gehoorsaamheid? Ons lees vers 9 van Filippense 2. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Ons het dit nou net verklaar. Your name is the highest, the greatest. Your name stands above them all. Oor Jesus Christus se gehoorsaamheid tot aan die kruis. Vers 10. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Nadat Jesus gesterf het, is hy begrawe, hy het neergedaal in die doderyk, hy het vir die dode die evangelie gaan verkondig, maar 3 dae later het hy opgestaan en hy het die dood oorwin. Nadat hy opgestaan het, was Jesus ongeveer 40 dae nog op aarde wat hy aan mense verskyn het na sy opstanding. En hy was nog steeds Immanuel, God met ons. Hy was Immanuel vandat hy gebore is, hy was met ons, hy het saam met ons gewandel, hy het mense aangeraak, hy het volgelinge gehad, hy het gesterf, hy het opgestaan en hy was nog op aarde vir 'n ruk, Immanuel met ons. En toe kom sy hemelvaart en dit is tyd vir hom op te vaar in die hemel en daar gaan Immanuel, God met ons. Maar dank die Here dat hy ons nie alleen gelos het nie, want hy is nog steeds met ons. Hy is nog steeds God met ons vandag. Hier waar ons sit in hierdie kerk, waar ons uitgaan, waar ons in die nuwe jaar ingaan, is hy Immanuel, God met jou. Hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Voor die hemelvaart het Jesus met sy disippels gepraat toe hy aan hulle verskyn het en hy het hulle die sendingsopdrag gegee wat ons almal so goed ken. In al 4 evangelies, gaan heen en verkondig aan die nasies, maak disippels, leer hulle, doop hulle. Dit was 'n opdrag. Maar hy het geweet, ons kan dit nie op ons eie doen nie, ons het hom nodig, hy moet met ons wees. God moet met ons wees
om ons te versterk, maar ook met ons wees, om ons te bekragtig en ons toe te rus vir die werk wat hy vir ons gegee het om te doen. En daarom het hy sy Heilige Gees gestuur om by ons te wees. Johannes 14 vers 16 tot 17, ek lees die boodskapvertaling. Ek sal met die Vader praat, en hy sal vir julle 'n spesiale helper stuur. Hierdie helper ken net een pad, en dit is die pad van die waarheid. Ek praat natuurlik van die Heilige Gees. Die Gees sal julle nooit alleen los nie, maar oral by julle wees. Julle sal gou die Gees in julle lewe herken, want hy sal heeltemal deel word van julle. Hy sal nie net by julle wees nie, maar ook in julle. Die Heilige Gees word so deel van jou lewe nadat jy jou hart vir die Here gegee het, dat hy nie net by jou is hier nie, hy's in jou en deur jou, onlosmaaklik deel van jou. Hierdie God met ons, wat jou nooit sal los nie. Ook vandag, hier op Kersdag, ook môre en in 2026, en ons sit hier en ons weet dat die nuwe jaar kom, en ons is dalk bang, ons is dalk onseker, ons weet nie regtig wat die toekoms inhou nie. Daar's dalk groot dinge wat jy weet volgende jaar gaan gebeur, daar's dalk onsekerhede, daar's dalk goed wat jy voor bang is of senuweeagtig is. Maar ons een belofte wat ek wil hê, jy moet vanoggend in jou hart vasmaak, en ek glo dit is wat die Heilige Gees ook wil hê, en dit is dat hy is Immanuel, God met jou. Of jy by die huis is, of jy by die werk is, of jy reis, hy is met jou en hy sal jou nooit los nie. En ek het gaan kyk na sy woord en na verskeie beloftes van sy teenwoordigheid in sy woord. En daar's baie. Ek gaan nie vandag al die beloftes van sy teenwoordigheid na kyk nie. Ek gaan net na 'n paar kyk, en die eerste ene wat ek nou wil gaan kyk is God is met jou en hy verlos jou. Hy sal altyd by jou wees. En ek lees Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met 'n gejubel. Ek hou so van die Amplified vertaling. Hy sê, The Lord your God is in your midst. A warrior who saves. Hy's 'n warrior wat jou uit jou situasie uit kan haal en jou kan red, maak nie saak waar jy jouself bevind en hoe hopeloos dit voel nie. He will rejoice over you with joy. He will be quiet in his love, making no mention of your past sins. Die oomblik toe jy jou hart vir die Here Jesus Christus gegee het, het hy jou sonde uitgewis en hy kyk nie weer daarna nie. Dit is weggewas. He will rejoice over you with shouts of joy. Toe ek hierdie lees, toe dink ek, maar Kerstyd is die tyd wat ons fees vier. Ons vier fees oor Jesus, die kind wat gebore is, en Jesus wat die pad gestap het, en Jesus wat gesterf het en opgestaan het en die dode oorwin het. Maar Jesus vier fees oor jou vandag. Hy vier fees oor elkeen van ons vandag. Hy rejoice over you with shouts of joy. Hoe ongelooflik om te dink dat God almagtig oor jou fees vier vandag. Die tweede belofte van sy teenwoordigheid wat ek in die woord sien, is hy's met jou, al voel jy bang of onseker. En 2025 was dalk vir van julle 'n goeie jaar. Vir van julle was dit 'n jaar wat jy dalk soos amper soos 2020 nie weer aan wil dink nie. Maar ek wil vir jou sê, hy was met jou deur 2025. En hy gaan met jou wees in 2026, al voel dit onseker. Ons weet nie wat kom nie. Ons weet nie wat op ons pad voorlê vir volgende jaar nie. Of dit goed of sleg gaan wees. Hy gaan met jou wees. En hy versterk jou, al voel jy bang of onseker. In Jesaja 41 vers 13 sê die Here, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Joshua 1 vers 5. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Hierdie belofte is vir Joshua gemaak nadat Moses oorlede is, toe Joshua moes gaan en hulle na die beloofde land toe moes lei. Het hy gesê, ek sal met jou wees wat ek met Moses was. En ek ervaar net vanoggend is dit 'n belofte vir elkeen van julle. Soos wat God met Moses was, sal hy met elkeen van julle wees. En hy sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie, want hy is Immanuel, God met ons, in ons midde, binne in ons, deur ons vanoggend.
Josua 1 vers 9, herhaal hy dit weer vir Josua. Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Hy beskerm jou, soos ons lees in Psalm 91. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil, sy trou is 'n skild en 'n pantser. Dis daai vlerke wat jou toevou in moeilike situasies, hy's altyd daar, hy sal jou nooit los nie, ook nie in 2026 en daarna nie. Die volgende belofte wat ons sien in sy woord is dat God is met jou, deur slegte, maar ook die goeie tye. Psalm 23 vers 4, baie bekende psalm wat ek glo meeste van ons ken, vers 4 sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee. Nou die Psalm 23 praat van die Here wat ons herder is en hoe goed hy is, en dan kom ons by vers 4 en dan kom die ek in, wat sê, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee. Partykeer gebeur slegte dinge met ons, maar partykeer maak ons ook foute, en ons moet ook die gevolge dra van die foute wat ons gemaak het. Maar selfs dan sal hy jou nie los nie, hy is met jou. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Dis interessant, die stok en die staf, want dit voel die een lei en die een lei van agteraf. So partykeer is dit so, dat ons dalk die Here se leiding moet volg en ons vat verkeerde pad en die stok moet ons net so bietjie teruglei. Hy's nie 'n God wat bo in die hemel staan en wag dat ons 'n fout moet maak dat hy ons kan straf nie. Maar hy tugtig die wat hy liefhet. Hy lei ons op die regte pad en hy help ons op daai regte pad. Wat 'n ouer gaan toelaat dat hulle kind iets doen wat hulle weet gevaarlik vir hulle is en weet nie die regte ding is nie en dit nou maar net los, want ek wil tog nie my kind seermaak nie. Die Here is God is volmaakte Vader en hy is die een wat jou lei. En as jy van die pad af gaan, dan sal hy jou gently partykeer terugwys, dat jy die pad moet stap wat hy vir jou uitgewerk het. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Dis baie troose in daai verse. Die vertalings in Johannes wat praat van dat hy die helper gaan stuur, praat die ander vertalings praat van die trooster, die comforter, is die Heilige Gees. En hy is die een wat jou selfs in jou moeilike tye en in jou slegte tye, in jou siekte, in jou tye van tekort, in jou tye van onsekerheid, in jou tye van wat jy wag vir deurbrake maar dit kom nie, is hy die een wat jou comfort. Hy is die een wat jou oprig, hy is die een wat jou versterk, hy is die een wat jou help en hy sal jou nooit los nie. Die volgende belofte wat ek sien van sy teenwoordigheid is hy hou jou hand vas. Psalm 16 vers 8. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. En Psalm 139 vers 7 tot 10 is my so 'n mooi psalm van Dawid. Waar sou ek heen gaan van die gees? En waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel? U is daar. En maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die daggeraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand my lei en die regterhand my vashou. Hierdie Dawid het gelewe in 'n tydperk wat die Heilige Gees in die Ou Testament, wat die Heilige Gees met tye vaardig op mense geraak het en gegaan het. Ons het die voorreg om na die uitstorting van die Heilige Gees te lewe en na die kruisdood van Jesus Christus, om nie te wag vir 'n tyd wat die Heilige Gees op ons vaardig raak nie, maar om 'n inwonende Heilige Gees te hê, 'n God met ons elke dag oral waar ons gaan. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Maak nie saak hoe skaam jy voel oor iets wat jy gedoen het nie, hy is by jou. Jy kan nie van hom af wegkruip nie, jy moet na hom toe gaan en jou oop vlek voor die Here en jou oopmaak dat hy jou kan skoon was en jou kan reinig. Hy sal jou nooit los nie.
Dit voel dalk baie keer as slegte dinge gebeur, voel dit baie keer sal mense baie keer sê, maar Here, hoekom? Hoekom gebeur dit? Dit is belangrik dat ons mindset gaan moet verander van Here, hoekom, maar sê, Here, wat wil U vir my leer? Wat is U plan, Here? Nie hoekom het dit met my gebeur nie, maar hoe wil U hierdie vat en my rig op die pad wat U wil hê ek moet gaan? En dankie, Here, dat U Heilige Gees nog steeds met my is, al gaan dit sleg. Dankie dat U my regterhand vashou en my nooit sal los nie. En die laaste belofte is hy is met jou tot in ewigheid. Hy was nog altyd, hy is op hierdie oomblik en hy sal altyd met jou wees. Hy sal altyd Immanuel, God met ons wees. En in Matteus 28 vers 20 sê Jesus kort voor sy hemelvaart, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Hierdie vers is nie toevallig laat Matteus eindig met daai vers nie. Die laaste belofte van Jesus Christus voor sy opvordering, wat Matteus opgeskryf het, is 'n belofte van sy teenwoordigheid. En ek glo, naas die belofte van ons verlossing deur die bloed van die lam, is hierdie 'n belofte waaraan ons moet vashou elke dag. En ook soos wat ons in 2026 ingaan. Hy is met ons al die dae van die wêreld, tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. En wat beteken amen? Laat dit so wees. Hy was, soos ek sê, is en sal altyd by jou wees. Onthou dit vandag. Soos wat jy nou uitgaan en dalk 'n skaapbout in die oond het en moet gaan tafel dek en mense moet gaan onthaal en soos wat jy môre moet al die skottelgoed was en opruim en soos wat jy in die nuwe jaar ingaan en weer moet begin werk en daar's dalk die onsekerhede. Hy is Immanuel met jou. Hy sal met jou wees tot aan die volëinding van die wêreld. Hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hebreërs 13 vers 5. En dit is die belofte wat ek glo ons vandag in ons harte moet vasmaak. Op hierdie Kerstyd, die belofte van die seun wat vervul is met Jesus se geboorte, die belofte van die Messias wat vervul is met Here Jesus Christus wat gesterf het aan die kruis en die dood oorwin het en opgestaan het. Maar die belofte van Immanuel, God met ons. En mag jy hier uitgaan en mag jy daaraan vashou en mag jy nooit vergeet, dat maak nie saak wat nie. Hy is met jou. Hy is Immanuel. Kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, dankie. Dankie dat U U seun gestuur het om mens te word, om op aarde te wandel en die dode te oorwin. Dankie dat ons 'n weg het na U Vader toe, na die hemel toe. Here Jesus Christus, dankie dat U die Messias is, ons verlosser. Dankie dat U die grootste geskenk is wat ons ooit kon kry, Here, wat ons nooit sou kon verdien nie. Genade en liefde en vrede wat ons nooit kan verdien nie. Here Jesus, dankie vir die belofte van die teenwoordigheid. Dankie vir die Heilige Gees wat ons bekragtig, die Heilige Gees wat ons vertroos en ons vashou en ons lei. Dankie dat ons kan weet, maak nie saak wat die toekoms inhou nie. Maak nie saak wat gebeur nie. U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Ons is lief vir U, Abba Vader, Here Jesus, Heilige Gees. Ons is lief vir U en ons sê dankie vir die voorreg wat ons het om te kan weet dat 'n kind is vir ons gebore, 'n kind is vir ons gegee. Dankie Here vir die goedheid en dankie vir hierdie dag. Here Jesus, ons bid vir elke liewe persoon hier, dat U hulle sal beskerm, dat U engele aangaande hulle opdrag sal gee om hulle veilig te hou waar ons hier uitgaan, die mense wat op vakansie is. Here, ek bid dat ons net elkeen U teenwoordigheid net op 'n ander intense vlak sal ervaar in die volgende paar dae, Here, en in die toekoms daarna, dat ons net so bewus sal wees van die teenwoordigheid, dat U met ons is. Ons eer en ons sê vir U dankie. Ons bid dit in die allerheiligste naam van Jesus Christus. Amen.